Goeiedag geliefdes, dis heerlik om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En ek bid werklik dat die woord van die Here vir u beteken wat dit vir my beteken, soos ek dit lees om stil te staan en intens te bepeins oor wat God se woord vir ons sê. Daarom ons gaan baie stadig deur Psalm 119, omdat ek dit in my eie persoonlike lewe baie stadig deurwerk, om elkeen van hierdie uitsprake in my lewe toe te pas waar die Here vir my genade gee, en ook werklik te ywer om dit in my lewe tot vervulling te bring. Nou, ons staan vandag stil daar by Psalm 119 en wel by die 36ste vers, wat so klink: Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Geliefdes, hierdie is 'n geweldige woord. 'n Woord in een my tyd waarop ons besonderlik moet let, as hierdie vers vir ons kom praat oor die stryd van ons lewe. Galasiërs 5 vers 17 stel dit vir ons mooi. Die hele lewe is 'n stryd tussen die vlees en die gees. Aan die ene kant is daar die vlees met sy begeerlikhede, aan die ander kant is daar die gees van God wat met my praat. Vers 16 van daardie gedeelte Galasiërs 5 sê dan ook: Wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Maar daar's 'n stryd. En hierdie stryd is voortdurend tussen toewyding en verleiding. Dis 'n stryd tussen God en goed, tussen God en genot. En die hele lewe gaan oor begeerlikhede. 'n Begeerte na God of 'n begeerte na hierdie wêreld. Waar is my hart? Dis die vraag wat 'n mens jouself vra. Is my hart met God of is my hart met die wêreld en met die dinge van die wêreld? Geliefdes, hoe vind sonde in 'n mens se lewe plaas? Jakobus 1 stel dit van die 13de vers af: Moenie as julle versoek word, sê ek word deur God versoek nie. God kan deur die kwaad self nie versoek word nie, en hy versoek ook niemand nie. Jy word versoek as jy deur jou eie begeerlikhede meegesleep word. En as die begeerlikheid tot sy volheid gekom het, baar dit sonde. En as die sonde tot sy volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Daarom het Here Jesus 'n geweldige uitspraak gemaak in die bergpredikasie, in 'n baie kort woordjie, maar wat geweldige impak het. Matteus die 6de hoofstuk vers 22 maak die volgende uitspraak: As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam reg wees. Maar as jou oog donker is, hoe groot is die duisternis dan nie in jou nie? Met ander woorde, hoe kyk ek na die lewe? En geliefdes, ons het mos Bybelse voorbeelde van mense wat met God gewandel het en van die Here afvallig geword het deur begeerlikhede. Dink net aan daardie man Samson, 30 jaar in Nasareë, toegewyd aan God en God se gebod. En dan sien hy 'n vrou, en is die een vrou na die ander vrou. Hy word gewaarsku deur sy ouers om te sê: Samson, jy kan nie. Jy's besig om teen die weë van God te gaan. Jy is selfs besig met heidenvroue. Ag, u ken sy verhaal hoe hy gesê het elke keer: ek sal loskom. Dan bind hom met die sterkste toue en hy verskeur die toue maar net. Hy ruk die stadspoorte uit en loop met die poorte uit. En dan sê hy vir homself as dit ware: ek is die ontembare Samson. Tot daardie dag dat hy sy hart aan Delilah bekend maak. En dan sê hy ook vir homself: ek sal uitgaan soos die vorige keer. En die Bybel het 'n klein, maar 'n baie dringende woord. Maar hy het nie geweet dat God hom verlaat het nie. Jy het nou lank genoeg gespeel met die genade van God, en ewe skielik is hy soos 'n vlieg aan die muur. Hy's kragteloos. Steek sy oë uit en maak hom vas soos 'n donkie om vir hulle graan te maal. Samson, waar het jou begeerlikhede jou gebring? Dink aan Salomo.
wat daardie ryke seun van die Here het, en hy het opdragte van God, jy mag nie vir jou baie vroue hê nie. Jy mag nie vir jou baie perde bymekaar maak nie. Jy mag ook nie vir jou baie goud bymekaar maak nie. Dit het wat God opdrag gegee het in Deuteronomium aan die koning van Israel. Hy het dit oortree. Hy het heidense vroue getrou, wat uiteindelik sy hart van God weggelei het, en uiteindelik het hy vir die heidense gode selfs gode opgerig. Hoe het jy geval? Dink aan Demas, wat saam met die kindertjies van God, saam met Paulus en Barnabas beweeg het. En dan sê die Bybel, Demas het die teenswoordige wêreld lief gehad, en het hulle verlaat. Dink aan Agan, by die stad Jerigo. Alles is onder die bangoed, maar hy sien goud, hy sien silwer, hy sien kosbare stene, edelstene en klere, en daar's 'n begeerte in sy hart daarnaartoe, en hy vat van die bangoed wat God belet het. Wat is sy einde? Hy en sy hele familie moet uitgedelg word. Maar daar is die ander kant ook. Daar is 'n Daniël, wat in heidense omstandighede is, maar Daniël het homself voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spyse van die koning nie, maar aan God getrou te wees. Dat is 'n Sadrag, Mesach en Abednego, wat 'n keuse maak, al moet ons ook sterwe in hierdie vlam. Ons sal nie teen God en teen sy gebod optree nie. Ons sal nie voor 'n heidense afgod buig nie. U ken die verhaal, hoe God hulle wonderbaarlik gered het. Geliefdes, die Bybel het uitsprake vir u en my, en ek gaan dit vir u lees. 1 Petrus 2 vers 11, net een gedeelte, hoor wat sê hy. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeerlikhede wat stryd voer teen julle siel. Om julle te onthou van die vleeslike begeerlikhede wat stryd voer teen julle siel. Kom ons let op wat sê 1 Johannes 2 vir ons. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons het 'n stryd, geliefde. Die Here Jesus Christus het vir ons hierdie woord gesê. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word, want jy kan nie God en mammon dien nie. Die een gaan jy lief hê, die ander een gaan jy verag. Die een gaan jy aanhang, die ander gaan jy wegstoot. Jy kan nie, dis onmoontlik. Jy kan nie God en mammon lief hê nie. En dan sê die Bybel nie vir ons 'n geweldige woord. In Lukas 9 vers 25 nie. Wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens God gee as losprys vir jou siel? Daarom staan die psalmis baie sterk in hierdie saak. En maak hy 'n konkrete keuse as hy vir die Here vra, Here, neig my hart. Ag, dit is vir my so aangrypende woord. Neig my hart, o Here. Here, beset my hart. Here, beset my hart. Here, wend my hart tot U. Here, maak my asseblief iemand tot U welbehaag. Here, weerhou my asseblief van die sonde. Here, hou my in U weë en bestuur my lewe. Neem kontrole van my lewe. Neig asseblief my hart, want daar is aanslag. Dink aan Genesis 4 vers 7. Daarvoor kan jy nog sondig. Kom die woord van God na hom toe wat sê, Kain, die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou, maar jy moet oor hom heers. Daar gaan aanslag kom, geliefde. Daarom sê die psalmis, Here, neig my hart. En wanneer hy praat oor die hart, dan praat hy mos oor sy wil. Hy praat oor sy emosie. Hy praat oor sy verlange om te sê, ag Here, neem my hart in besit vir U self. Moenie dat my hart dwaal nie.
dat ek ingestel sal wees op God en nie op goed nie. Dat ek ingestel sal wees om die goddelikheid in my lewe te hê en nie die genot van die wêreld nie. Kan ek weer vir u sê, Lukas 9 vers 25, wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win, maar as sy siel skade ly? Kan ek weer vir u sê wat sê Jesus? Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die res sal God vir jou gee. Want geliefdes, alles wat ek en jy ooit in hierdie lewe mag hê, kom uit die hand van God. Daarom met die geweldige woord, Here, neig my hart. Kom ons dink net vir 'n oomblik daarvoor, wat tel uiteindelik in die lewe? Al wat tel is dit wat ek voor God is. Al wat ek saam met my van die dag as ek sterwe, is my verhouding met God en hoe ek met God 'n pad bewandel het. Dis al wat ek saamvat. Alles bly agter. Net jou verhouding tussen jy en God. Onthou jy die verhaal van Lazarus en die ryk man? Lazarus het niks op aarde nie. In so 'n mate dat hy begeer om die kossies te eet wat van die ryk man se tafel val. Die ryk man het oorvloed. Maar in die sterwingsuur kom daar 'n verwydering. Lazarus aan die boesem van Vader Abraham. Die ryk man in die doderyk wat pleit vir een druppeltjie water, en dan hoor hy die woord, jy het jou geleenthede gehad. Jy het kanse gehad om jou lewe met God reg te maak, maar jy het goed nagejaag, en jy het God uit jou lewe uitgeweer. O geliefde, elke een van ons gaan voor God staan. 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons gaan almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons gaan elkeen rekenskap gee van wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed is of kwaad. Daarom sê hy, daarom beywer ek my altyd daarvoor, om voor God en mens 'n rein gewete te hê. Lê ek my daarop toe, om my beproef voor God te stel. Here, neig asseblief my hart, want al wat ek saam van die dag as ek sterwe, is my verhouding met die lewende God. Dis al wat ek saamvat, die res bly agter, geliefde. Daarom waak oor jou verhouding met God. Waak daaroor met God 'n pad te loop. Hierdie hele wêreld en alles in hierdie wêreld is oorgegee, is bestem tot die mot en die roes, sê die Here Jesus. Dit sal vergaan. Niks van hierdie aarde gaan bly staan nie. God gaan dit alles uitdelg. Daarom onthou u die woorde van Paulus in Filippense, die 2de hoofstuk vers 12 en ook vers 14. Laat my toe om dit vir u te lees. Filippense 3. Nie dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp. En dan sê hy, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ag, kan ek dit weer sê, ek vergeet die dinge wat agter is, ek jaag na die prys wat voor my is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God wat daar in Christus Jesus is. Geliefde, dat ek en u ons prioriteite in plek sal kry. Ook daar in 1 Korintiërs 9 sê Paulus, ons is almal in 'n wedloop. Hardloop so dat jy die onverwelklike kroon van heerlikheid kan ontvang. Hardloop so dat jy dit ontvang. Hardloop doelgerig. Hardloop met dissipline. En dan maak hy 'n uitspraak oor sy eie lewe. Ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. O geliefde, jy kan hierdie hele wêreld win. En wat beteken dit vir jou? En die geweldige is, dit kan so vinnig van jou weggevat word. Dink aan die ryk dwaas in die Bybel, wat sy skure uitgebou het en vir homself gesê het, siel, jy het goed gedoen. Jy het 'n pensioen weggesit vir baie jare. Jy kan nou rustig gaan slaap en nie verder bekommerd wees nie. En dan hoor hy die woord, jou dwaas. In hierdie nag vat ek jou siel weg, en wat het jy? Jy het al jou aardse rykdom verloor, maar jy het ook ewiglik die heerlikheid van God verloor, omdat jou prioriteite nie in plek was nie.
Dink aan die VBS Bank, wat ons baie van hoor in hierdie dae, wat met bedrog en met korrupsie ondergegaan het, en hoeveel miljoene rande het mense skade gelei. Jy kan alles oornag verloor. Daarom die vraag, waar lê jou sekuriteit? Lê jou sekuriteit in God. Here, neig my hart tot u getuienisse. Neig my hart, Here, tot dit wat u sê. Maak my vas aan u woord. Bære u woord in my hart, dat ek kan geestelik groei, dat ek insig kan kry, dat ek nuwe ontdekkings in u woord kan maak, dat ek nader aan u kan kom, dat ek meer intens met u kan lewe. Geliefdes, hierdie woord spreek my geweldig aan. Neig my hart tot u getuienisse, Here, want daarin leer ek God ken. Daarin leer ek die woord van God ken, en daardeur kom ek in 'n intieme, mooi verhouding met die Here. Dink aan Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ag, ek moet vir u lees. Pragtige gedeelte in Psalm 21 wat ek in hierdie week gelees het. U het hom die wens van sy hart gegee, en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. U het hom tegemoet gekom met seëninge van die goeie, op sy hoof 'n kroon van fyn goud gesit. Die lewe het hy van u begeer. U het hom dit gegee. Lente van dae vir ewig en altyd. Groot is sy eer deur u hulp. Majesteit en heerlikheid het u op hom gelaai. Is dit nie rykdom nie? O, ek hoop dit lees in my stilte tyd, het dit my tot stilstand geruk om te sê, ag Here, u is die enigste een wat kan seën, u is die enigste een wat kan gee, u is die enigste een wat u hand kan oopmaak en vir ons kan versadig. Ag, luister net weer saam met my, vers 6 tot 8 van daardie Psalm. Ek lees dit vir u. Hoor wat sê hy. Groot is sy eer deur u hulp. Majesteit en heerlikheid het u op hom gelê, want u maak hom baie geseënd vir ewig. Waar lê jou sekuriteit? My sekuriteit is God, geliefde. As die Here nie sy hand vir my oopmaak nie, wat het ek? En nou kan ek hierdie aardse goed najaag. Kan al hierdie aardse besittings by mekaar hê. En uiteindelik die ewige, heerlike van God verloor. Ek word jaloers. En elke keer staan ek maar voor die Here en sê, Here, leer dit vir my. As 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10 sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het, vir die wat hom lief het. En God het dit aan ons, deur sy Heilige Gees gegee. As Efesiërs 1 vers 4 sê, hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. As 2 Petrus 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader wat ons geseën het met rykdomme van hemelse heerlikheid. Wat hy aan ons toebedeel het, wat hy vir ons gegee het, waarvolgens ek en u kan lewe en God kan geniet. Nie die wêreldse dinge so seer geniet nie, maar ons genot vind in God en sy woord. Daarom moet u en my fokus wees op wat het God vir my. My fokus moet nie wees wat hierdie wêreld my kan bied nie, maar my fokus moet wees, wat het ek in die Here? Wat het God vir my gegee? Wat is God se wil vir my? Here, neig my hart tot u getuienisse. Ag, ek wonder of ek en jy die keuse sal maak wat die ryk jong man gemaak het. Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit aan die armes, en ek sal jou 'n skat in die hemel gee. Nee, sy aardse skat is vir hom groter as sy hemelse skat. Hy draai om en hy stap weg. O geliefde, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Waar jou skat is, daar sal jou aandag wees. Daarom die psalmis wat sê, Here, asseblief, Here, maak my hart vas aan u getuienisse. Maak my vas aan God se woord. En dan 'n woord,
nie aan wins bejag nie. Here, ek stel nie belang so seer om geld te maak nie. Ek stel nie so belang in die rykdom van hierdie wêreld nie. Ag geliefde, laat my toe om dit vir jou te lees daar in Romeine 1. Hoor hierdie woord. Hulle die waarheid van God verruil vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien, bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. En omdat hulle dit nie moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan die slegte gesindheid. Ag, geliefde, is God nommer 1? Is God nommer 1 in jou lewe, is hy die belangrikste in jou lewe? Moet jy die fout maak van die ryk jong man, om jou skat op aarde te probeer maak nie. Ons is onderdruk. Mense jaag daarna om geld te hê. Die lotto wat miljoene is, en mense wil net geld wen, die miljoene wat mense kan sien, wat voor hulle oë afdans. Ja, ons het ekonomiese tye wat swaar is. Ja, dit is swaar om te oorleef en die wêreld word al hoe duurder. Maar geliefdes, ek het dien 'n God, wat vir Elia met 'n kraai, 'n brood en vleis gestuur het. Ek dien 'n God wat die hemel oopgemaak het en gegee het vir 'n stad Samaria, toe hulle so erg was dat vroue hulle eie kinders geëet het om te oorleef. Ek het 'n God wat in elke behoefte voorsien. En kom ek sê dit weer vir u, daar is niks in hierdie wêreld wat God nie vir jou gee nie. Daarom as jy jou toevlug na God neem, sal jy die seën van God milddadig erf. Moenie jou oë van God af wegvat nie. Vertrou God met jou hele lewe. Geliefdes, alles wat jy het, sê ek weer vir jou, is uit die hand van God. Hy maak ryk. Hy mag genees. Hy is die God wat werk op aarde. Ek kan hom vertrou met my lewe. Ek kan hom vertrou dat hy vir my sal sorg in elke omstandighede. Die toets vir u in my lewe is, glo ek God, of probeer ek my eie heil uitwerk? Is my oë gefestig op God dat hy vir my sal voorsien? Of het ek op dwaalweë geland en ek wil my eie heil uitwerk en ek wil my eie pad loop? Waak daaroor, geliefde. Dis nie verkeerd om rykdom te hê nie, maar dis ongelooflik verkeerd om hebsugtig te wees, om inhalig te wees, om net meer en meer te hê. Daarom vra ek weer vir jou, waar is jou fokus? Hoor wat sê Hebreërs. Ek wil dit vir u lees. Wat sê Hebreërs die 13de hoofstuk, vers 5 en 6. Hoor wat sê hy. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die Here is my helper, en ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Ag, onthou u Paulus se waarskuwing daar in 1 Timoteus 6, van die 8ste vers af. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en in strikke, en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in die verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle gewend tot baie, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dis waar jy die kind van God moet streef. Dis waar my oë moet wees, om in 'n verhouding met die lewende God te staan. Daarom sê die psalmis, Here, neig my hart tot u getuienisse, nie tot winsbejag nie, dat ek nie 'n obsessie sal hê met geld nie, 'n obsessie sal hê met goed in my lewe te wil hê nie, maar dat ek sal jaag om u te ken, om in 'n verhouding met die lewende God te staan. Ja, geliefde, ons moet beplan. Ons is rentmeesters. En ons moet beplan om vooruit te gaan. Ons kan nie lui wees nie. Ons het opdragte in die Bybel. Gaan kyk na die mure. Kyk na Lewi en word wys.
Hy wat traag is met die hand, sal armoede ly. Dis waar. Maar pas op vir obsessie, dat jou hart gevul sal wees, om net meer en meer en meer in te palm, en intussen tyd is jou verhouding met God besig om skade te ly. Spreuke, die 28ste hoofstuk vers 20 het 'n geweldige woord vir u en my, en ek lees hom ook vir u. Spreuke 28 vers 20. 'n betroubare man is ryk aan seëninge, maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. O waak geliefde, Here, help my om God te glo. Help my om op God te vestig te wees. Neig my hart tot u getuienisse. Here, neig my hart om met God in 'n verhouding te lewe. Een van ons voormalige lidmate wat nou al dood is, het heel dikwels 'n uitspraak gemaak oor hierdie ryk mense wat net op hulle rykdom fokus. Hy het gesê, hoe arm is hulle? Hulle het net geld. Hoe arm is hulle? Hulle het net geld. Kan ek vandag vir jou vra, as jy ryk? Is jy ryk in die Here, ten eerste? En as jy dan rykdom uit die hand van God ontvang het, eer hom daarmee, dien hom daarmee, en gebruik dit wyslik as 'n rentmeester van God, maar waak daaroor dat die wêreld en wêreldse begeerlikhede en geld en besittings nie jou lewe besit nie. Neig my hart tot u getuienisse, dat my hart nie deur winsbejag gejaag sal word nie. Mag die Here vir jou en my help, geliefde, om in 'n intense verhouding met God te lewe. Geliefdes, God sorg elke dag. Hy sorg vir die mossie, hy sorg vir die lelie. En dan vra hy, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Fokus op God, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal daar wees vir jou. Hy sal in elke behoefte vir jou voorsien. Bly net God glo. Hy weet van jou krisis. Hy weet van jou probleme. Vra hom en aanskou die heerlike verlossingswerk van God, waardeur hy dank en lof sal ontvang om te sê, what a God, wat my behoefte voorsien. Die Here deur al die jare, nog nie een dag vir my geval nie, hy was nog altyd daar. Hy is ook daar vir jou. Daarom, Here, neig my hart tot u insettinge, en nie tot winsbejag nie. Mag die Here vir u ryklik seën. Geliefdes, volgende week gaan ek nou nie vir u 'n boodskap stuur nie, ek gaan so 1 week bietjie afvat saam met die kinders, maar daarna sal u dan weer van my 'n boodskap ontvang. Die Here seën vir u so ryklik. Goeiedag vir u.